Goeiedag, liewe vriende, baie welkom by hierdie opgeneemde diens. Dis lekker dat jy vandag saam kyk. Mag jy ook beleef dat die Here ook 'n spesiale afspraak met jou het. Kom ons kyk eers na die gemeente afkondigings. Op ons verjaarsdaglysie is daar 'n hele paar mense wat hierdie week verjaar. Baie geluk vir elkeen van julle. Mag dit 'n heerlike verjaarsdag wees en sommer 'n baie besondere geseënde jaar wat voorlê. Ons bid graag vir mekaar, ons bid vir Rian Reder en sy gesin. Rian se ma is baie siek en ons dink aan hulle ook wat moeilike besluite moet neem. Ons bid ook steeds vir Hannes Spies en vir Pieter Pretorius. Die studente skryf nog eksamen en ook die uitreike later hierdie maand. Ons Bybelstudie sluit Woensdag die 17de Junie om 11 uur af. Dis mos gewoonlik op Dinsdae, maar Dinsdag is 'n vakansiedag, so vir ons afsluiting skuif ons dit 'n dag later. Ons begin weer die 21ste Julie. Ons studente uitreike vertrek 27 en 28 Junie na Tepies en die fietstoer. Ons dink aan ons studente, bid vir hulle, en as jy nog 'n bydrae wil maak of kospakkies of ietsie wil skenk, kontak gerus die studente dominees. Onthou, ons volgende groot projek is die kaskar, die 17 Augustus, en ons gaan heerlike stalletjies hê en 'n groot kaskarreesies, ook 'n food drive om kos bymekaar te maak vir hongerstudente. Jy gaan met die e-nuus op allerlei maniere, allerlei borgvorms en dinge kry. Neem asseblief deel, skryf jou naam op by 'n stalletjie en nooi jou vriende vir hierdie heerlike gemeentefees. En dan begin ons te bou by die kerk die 15de Junie. So die kantoormense gaan so ver moontlik van die huis af werk. As jy iemand by die kantoor wil sien, maak gerus 'n afspraak, bel die kantoornommer en ons sal jou hierso kry. Jy is natuurlik ook baie welkom enige tyd die dominees te bel. En hierdie reëling gaan waarskynlik vir die volgende maand wees, wat hulle in die kantoor aan die werk gaan wees. Dan baie dankie vir almal wat steeds dankoffers gee en kollektes gee. Ons is baie afhanklik daarvan. Jy kan op hierdie QR-kodes scan om by SnapScan uit te kom. Aan die einde van hierdie diens gaan hierdie skyfies ook weer beskikbaar wees. Baie dankie dat jy ons hiermee help. Vriende, dis die afkondigings. Ek gaan vandag lees uit Matteus 15 vers 21 tot 28. Maar voor ons saam lees, kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie vir u liefde en u goedheid wat ons lewens oorstroom, oorvloei. Dankie Here dat u lewe en dat u dinge doen, dat u ingryp, dat u vir ons styf vashou en vir ons sorg. Ons loof en prys u daarvoor. Dankie dat ons daarom ook ons dinge vir u kan bring, ons bekommernisse, ons vreugdes, mense wat siek is, groot projekte, uitreike, eksamens. En dankie dat ons kan verwag, Here, dat u in dit is, dat u in dit vir ons ontmoet, krag gee en lei. Dankie dat ons ook weet dat u baie persoonlik na elkeen van ons toe kom, en as ons vandag Bybel lees, is dit ons gesprek, dit ons gebed, dat u aan die woord sal kom, en dat u vir ons elkeen die boodskap bring wat u vir ons bedoel. Amen. Goed, ons gaan saam lees Matteus 15, vers 21 tot 28. Jesus het daarvandaan weggegaan en na die streke van Tyrus en Sidon toe vertrek. 'n Kanaanitiese vrou wat in daardie gebied gewoon het onverwags by hom aangekom. Sy het aanhoudend geroep, "Ontferm u oor my, Here, seun van Dawid. My dogter is in die mag van 'n bose gees en dit gaan sleg." Maar hy het haar niks geantwoord nie. Sy disippels kom toe by hom en vra, "Stuur haar weg, want sy hou aan met skreeu agter ons." Jesus antwoord, "Ek is net na die verlore skape van die volk Israel toegestuur." Maar die vrou kom kniel voor hom en sê, "Here, help my." Hy sê vir haar, "Dis nie mooi om die kinders se brood te vat en vir die hondjies te gee nie." "Dis waar, Here," sê sy, "maar die hondjies eet darm van die krummels wat van die baase se tafels afval." "Mevrou," sê Jesus vir haar, "jou geloof is groot, jou wens word vervul." En van daardie oomblik af was die dogter gesond. Ons lees tot sover. So, liewe vriende, die storie van Jesus en die Kanaanitiese vrou is 'n skokkende storie. Die gebeure wat hier afspeel, klink nie soos Jesus nie, en dit lyk nie soos Jesus nie. Eers ignoreer Jesus die vrou, en dan praat hy met sy disippels net oor die vrou. En as hy uiteindelik vir haar antwoord, dan is sy woorde hard en lelik. Die vrou se dogter word uiteindelik gesond,
Maar dit vat nie die onsmaaklikheid van hierdie episode weg nie. 'n Ruk terug het 'n paar van ons studente met moslim studente gesels. En moslems glo mos nie dat Jesus regtig God is nie. En hulle het na hierdie storie toegewys. Hulle het gesê, dit wat Jesus doen, dis nie hoe God maak nie. Jesus boelie die vrou. Dis nou nogal iets as moslems dit optel. So wat gaan nie aan? Hoekom tree Jesus so vreemd op? Wat mis ons? Kom ons kyk na die storie. Dit help om iets van die agtergrond te verstaan en die aanloop vir hierdie gebeure. Matteus 4 vertel dat Jesus gedoop is en toe die Heilige Gees mos soos 'n duif op hom neergedaal. En so het Jesus sy bediening begin. Eers is hy woestyn toe, waar hy homself voorberei het vir sy werk. Jesus was sterk en toe die duiwel hom van sy roeping wou laat afwyk, het Jesus sterk gestaan en die versoekings weerstaan. En dan vertel Matteus 5 tot 7 hoe Jesus aan die praat raak en die wonderlike bergpreek lewer. En die mense is verstom oor hierdie wonderlike nuwe boodskap wat Jesus bring. Skares het aan sy lippe gehang, mense het na hom toe gestroom en wonderwerke het gebeur. Maar dan, stadig maar seker, begin die gety 'n bietjie teen Jesus te draai. Jesus het agtergekom dat sy boodskap nie oral ewe aanvaarbaar was nie. Die Fariseërs en skrifgeleerdes het hom uitgedaag en hom beskuldig dat hy van die bose besete was. Baie mense het na Jesus toe gekom om wegneem wonderwerke te kry. Die wou nie regtig deur sy woorde aangeraak word nie. En selfs sy ma en sy broers het Jesus kom roep, want hulle het gedink hy is 'n verleentheid en 'n gevaar vir sy familie. Net in die hoofstuk voor hierdie het hierdie moeilikheid toe nou al hoe meer gesneeubal. Ons lees dat Jesus in sy tuisdorp Nasaret verwerp word. Hy kry boonop die nuus dat sy neef Johannes die Doper, dis nou die Johannes wat Jesus aan die wêreld bekend gestel het, wat Jesus aangekondig het, wat hy doodgemaak is. En Jesus weet maar al te goed dat sy eie paadjie ook op sy dood gaan uitloop. As die skrifgeleerdes en die Fariseërs Jesus dan nou nog 'n slag bykom, en Jesus besef dat sy eie disippels nie eintlik weet waaroor dit gaan nie, dan vertrek hy na Tyrus en Sidon toe, 2 Fenisiese dorpe in die noorde aan die kus. Teoloë raai dat Jesus dalk net vir 'n oomblik 'n bietjie wou wegkom. Soos die profete voor hom gemaak het, soek Jesus dalk net 'n kans om asem te skep, en dalk 'n bietjie te treur oor sy neef Johannes se dood. Markus se weergawe vertel dat Jesus in 'n sekere persoon se huis tuis gegaan het, maar hy wou nie gehad het dat enige iemand dit moet weet nie. En dan kom hierdie Kanaanitiese vrou en sy sniffel vir Jesus uit, daar waar hy in sy wegryplek is. Sy het onverwags opgedaag en aanhoudend uitgeroep, ontferm U oor my Here, seun van Dawid. My dogter is in die mag van 'n duiwel en dit gaan sleg. Nou, mense kan dink dat Jesus moedeloos moes gewees het, ons sou ook. Maar tog verwag ons iets anders van hom. En Jesus ignoreer die vrou. Sy disippels sou baie bly gewees het. 'n Vrou mag in daai tyd nie eers met 'n man in die openbaar gepraat het nie, wat nog agter hom aangeroep het. Sy daag ook Jesus se gesag uit, want as hy sou antwoord, sou hy toegee dat hulle gelyk in status is. En hierdie vrou is 'n uitlander. Markus sê, sy is 'n Griekse vrou, wat in Syro-Fenisië gebore is. Dis die land van die berugte Isebel, die bose vrou van ou koning Agab. Maar die vrou hou aan met skree. Die disippels wat sekerlik nou al probeer het om van haar ontslae te raak, kom na Jesus toe en hulle sê hy moet haar wegstuur. En dan op hierdie punt kyk almal na Jesus en wag dat hy iets aan die situasie moet doen. Maar sy volgende optrede is nog steeds verstommend, want Jesus praat nog steeds nie met hierdie vrou nie. Hy hou aan om haar te ignoreer, en hy praat net met sy disippels oor die vrou, en hy verduidelik dat hy net gekom het vir die verlore skape van Israel. Kan dit wees? Is dit Jesus wat hier praat? Kan dit wees dat Jesus sy aanvanklike radikale bevrydingsboodskap 'n bietjie
afwater, omdat hy net te veel teenstand gekry het. Het Jesus dalk besef, dat hy sy tyd dalk net 'n bietjie te ver vooruit is? Of was Jesus van die begin af eintlik net besorg oor die Jode? In Matteus 10, as hy sy disippels stuur, dan sê hy vir hulle moenie dat die heidene nasies toe gaan nie. Wie weet? Maar die vrou is in elk geval nie tevrede nie. Sy weier om dit te aanvaar, om te aanvaar dat Jesus net gekom het vir die Jode. Sy kniel voor Jesus, sê, Here, help my. Maar dan raak dit erger, want as Jesus uiteindelik wel na die vrou toe omdraai en haar antwoord, is sy woorde ijskoud. Hy vergelyk haar met 'n hond, wat nie moet aanspraak maak op iets wat sy nie het nie, en wat haar nie toekom nie. Die verkleinwoord hondjie in ons vertaling is 'n bietjie sag vertaal. Die Bybel bedoel nie, Jesus bedoel nie 'n oulike skoothondjie nie. In die Bybel is 'n hond altyd 'n lelike woord gereserveer vir slegte mense en heidene en dwaalleraars. Nou, party mense sê, ekskuus, dat ons Jesus se woorde nie te kras moet verstaan nie. Hy is eintlik net besig om haar geloof te toets. Maar dit maak dit eintlik erger, want is dit nie uitermate smaakloos in haar omstandighede nie? Hierdie vrou is totaal blootgestel aan Jesus. Sy is siek van bekommernis oor haar dogter, en hy toets haar. Wat as sy die toets dop? Gaan die kind dan maar doodgaan? Ek dink nie hierdie verduideliking werk nie. 'n beter antwoord is dat Jesus eenvoudig nie krag het om nou vir haar ook nog te help nie. Jesus was by 'n ander geleentheid, onthou julle, in die tuin van Getsemane, ook moeg en benoud gewees. Nou, het klink 'n bietjie vreemd om so van Jesus te praat, amper lasterlik. Maar ons moet onthou dat Jesus nie 'n supermens was nie. Ons glo Jesus was ware God en ware mens, so sê ons belydenisskrifte, volkome God, volkome mens, maar as mens was hy maar 'n gewone soort van mens. Nêrens in die Bybel word Jesus se mensheid ontken, of sy God wees deur sy menslikheid aangetas nie. Hy was aan alle opsigte soos ons, net sonder sonde. Hy kon huil soos ons huil, moeg wees en bang wees, soos ons ook maar soms is. Of miskien praat Jesus so tussen die lyne eintlik met sy disippels. Miskien gebruik hy die vrou se nood om sy disippels te konfronteer met hulle eie idees en verwagtinge oor wie die Messias is en wat hy kom doen. Dalk wil hy vir hulle vra, is dit wat julle wil hê? Is dit die soort God wat julle aanbid, hoe julle vir God verstaan? As 'n nasionalistiese, chauvinistiese God, wat mense as honde sien, en net omgee vir sy eie kinders. Die vrou krimp nie in een voor Jesus se woorde nie. Sy word nie op haar plek gesit nie, maar sy daag hom heel ironies uit, as sy vir hom sê, maar die hondjies eet daarom van die krummels. Wat sy bedoel is dit, praat ons hier regtig van honde en krummels? U is Here, u is ryk aan liefde en genade, en u praat van krummels. Ek soek nie krummels nie. Sy sê, sy wil die Messias hê. Sy herinner Jesus, en dalk veral sy disippels daaraan, aan wie hy is, en wat hy gekom het om te doen. En Jesus stem saam, o vrou, jou geloof is groot. So wat het hier gebeur? Die vrou kom leer ons eintlik iets van God. Sy is nie eers 'n Jood nie, maar sy leer die gesofistikeerde wetgeleerdes en die vroom fariseërs, Jesus se eie disippels, iets van God se genade. Dat God nie sy rug op mense draai nie. Dat God se genesing nooit opraak nie. Dat geen grens te hoog of geen skaap te verlore is vir God om hom te vind nie. Miskien het sy gekom om die moe Jesus ook te versterk, om te bemoedig en te behelp, om sy werk met nuwe krag en energie voort te sit. Matteus vertel dat na Jesus se versoeking in die woestyn, het engele gekom om hom te versorg. Dalk doen sy iets daarvan. Na hierdie gesprek weet ons, dan het Jesus weer baie krag en energie, en klop sy hart sommer warm vir heidene en vir randfigure. Hy maak mense op 'n streep gesond. Hy is nie bang om krummels uit te deel nie, nee. Hy vermeerder sommer brood, en net hierna
vertrek hy na die onrein stad Magdala. Maar ek dink, hierdie Kanaanitiese vrou praat dalk veral ook met ons wat vandag oor die disippels se skouers na hierdie gebeure kyk. Sy vra vir ons, hoe dink ons oor God? Watter grense stel ons aan God? Watter voorwaardes het ons vir God se genade? Maar kyk, net soos Jesus, het ons ook die Heilige Gees gekry. Ons het dit nou die dag met Pinksterdag gevier. En nou stap ons eintlik agter Jesus aan en doen die soort van dinge wat hy gedoen het. En op ons pad wag daar mense wat vir ons ver voel. Mense wat baie anders as ons is, wat anders as ons glo, anders as ons lyk, uit ander huise kom, anders doen, wat ander gewoontes het. En ons is mos maar versigtig vir die onbekende, vir mense wat anders as ons is. Ons bou eerder skanse en grense teen die vreemdes. En op ons pad sien ons mense wat lyk soos hierdie vrou se besete dogtertjie. Mense wat nie oulik of mooi is nie. Mense wat dalk nie ambisieus genoeg is of hard werk nie. Mense wat nie goeie maniere het nie, want hulle omstandighede maak hulle oë dof. As kinders wat nie ma's het wat vir hulle sal beklei nie, wat nie pa's het wat vir hulle leer van reg en verkeerd nie, dis mense wat ons eerder ignoreer. Mense by wie ons veel eerder verbystap. Maar hierdie Kanaanitiese vrou kom sniffel vir ons ook uit en daag ons uit om hierdie mense raak te sien, om het oor grense te waag, om gesond te maak, om genade wat nie opraak nie, uit te deel. Hoe doen ons dit? Vriende, ek dink mens kan dit doen met eenvoudige alledaagse dinge. Jy onthou die storie wat aartsbiskop Desmond Tutu vertel het. Hy het groot geword in die township Moonsieville en hy vertel, dit was maar typies apartheid, dit was maar moeilik. Hy onthou dat jong wit mense vir sy pa as boy aangespreek het, en dan was dit vir hom sleg, en het hy die vernedering in op sy pa se gesig gesien. Maar op 'n dag sê hy, stap hy en sy ma op die sypaadjie, want jy moes op die sypaadjie stap, sodat wit mense kon verbykom. En daar kom toe so 'n skraal wit man aan, en hy snaaks aangetrek, met 'n lang rok aan, met 'n boortjie om sy nek, en toe hy by hulle kom, lig hy sy hoed vir die jong Desmond Tutu se ma, uit respek vir haar. Tutu sê hy was verstom gewees. Hoe kan dit wees? Maar die man was priester Trevor Huddleston. En hy is iemand wat glo dat elke mens belangrik is, elke mens waardevol is, dat God almal gemaak het. En hy het eenvoudig respek gewys vir 'n vrou en kind wat sy paadjie gekruis het. Tutu sê hy was so aangegryp dat hy besluit het dis wat hy wil doen. Dis wie hy wil wees. En dis hoe hy toe nou ook 'n priester geword het. Vriende, kom ons lewe so. Kom ons lig ook ons hoed vir iemand langs die pad hierdie week. En deel God se liefde oor grense. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here, hierdie is 'n moeilike storie wat ons gelees het, maar ons ontdek, Here, iets van u liefde wat oor grense loop. Wat verder, dieper en wyer is as wat ons ooit sou raai. Ons hoor ook, Here, dat u ons stuur om hierdie selfde liefde uit te deel. Gee ons die onderskeiding, die sensitiwiteit om te weet waar ons die hoed moet lig, waar ons 'n bietjie liefde en respek lewe met mense kan deel wat ons paadjie kruis. Amen. Ek nooi julle om saam met my die pragtige lied te luister, U goedheid, Heer, en daarna sal ek U seën uitspreek.
Liewe vriende, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal by jou wees. Amen.